ek en jy, die liggaam en die vlees, maar die vlees moet by mekaar kom. Gaan lees jou Handelinge boek. Gaan lees jou Handelinge boek, Handelinge 2 vers 42, nadat 5000 mense tot bekering gekom het, of 3000 mense tot bekering gekom het, met die uitstorting van Pinkster, met die Heilige Gees wat uitgestort is, kom hierdie mense wat tot bekering gekom het, en hulle vra vir Petrus, nou wat moet ons nou doen? En Petrus gee vir hulle die opdrag, hulle sê daar, bekeer jy en laat jou doop, sodat jy gered kan word. En kom by mekaar, onthou, hulle het in huiskerke by mekaar gekom. En vandag, oor die tyd wat gebeur het, ons het vir ons plekkies gebou, ons het vir ons huise gaan bou, en ons het daar by mekaar gekom, en ons kom daar by mekaar, ons noem dit kerk, ok? Ek verstaan dit. Maar ek kom sommer in die bar by mekaar, en daar hou ek kerk, want mense gaan sit in die bar, want hy wil nie in die kerk gaan sit, want in die kerk, soos wat ons dit ken, tradisioneel word hy gekritiseer. Ok, so hy gaan sit eerder in die bar, en dit is waar ek kom gaan haal. Ek is waar Jesus was. Jesus het, in my woorde, maar nou nie vir almal gesê, JP het gesê, Jesus sit in die bar nie. Maar hy het die mense, die sondaars gaan haal in hulle huise, die tollenaars uit hulle huise uitgaan. Ek gaan haal hulle die bar uit. Ok. So, dit is baie belangrik dat ons besef, dat wanneer ons by mekaar kom en ons breek brood, wanneer ons by mekaar kom, dit is hoekom jy nie hallo Dewald, dis hoekom jy nie by die huis kan sit nie, ek is 'n voorstander daarvan, om by mekaar te kom. Ja, jy kan by die huis ook nagmaal hou, natuurlik, en ek moedig vaders, paas aan, hoofde van die huise, om met hulle gesin gereeld te gaan sit, nie 1 keer 'n maand of 1 keer in 2 maande, gereeld, gaan sit met jou vrou, met jou kinders, breek brood, verduidelik vir hulle waaroor gaan die brood, die skrif gee dit vir ons. Verduidelik hulle waaroor gaan die wyn. Jy sien, want die oomblik wat ek die brood breek, en ek eet die brood, Jesus sê ek is die brood wat is, dan sê ek, Here, dankie vir u liggaam, nie dankie vir hierdie stukkie brood nie, dankie vir u liggaam, Here, wanneer ek hierdie liggaam eet, dan word hierdie liggaam deel van my liggaam, hy in my en ek in hom, en ek het al mense, ek het getuienisse gehoor, wanneer ons nagmaal gevat het, wanneer ons die nagmaal geëet het, die brood geëet het, dat siekte weggegaan het, dat mense gesond geword het, dat dinge vir hulle begin verander het. Hoekom? Want hulle sien, hy in my en ek in hom. En net so met die bloed van die Nuwe Testament, die sê Jesus, as jy nie my bloed drink nie, kan jy nie deel raak van my nie.